Daar's so baie jong mense wat in die Afrikaanse musiekbedryf van musiekfees na musiekfees en pub na pub 'n naam vir hulle self maak. En dan hoor mense 'n jong man so sing en hy sing sy talent vir die Here. Adrian, julle kan regtig trots wees. Dit is regtig pragtig gewees. Ek wil die persoon wat die gesegde uitgedink het van ek het geslaap soos 'n baba. Ek wil hom baie graag vra of hy 'n baba al ooit in sy lewe ontmoet het. Want daai klein mannetjie van ons het sy dag en sy nag omgeruil. En ek wil iemand kies wat vir my 'n designated persoon kan wees. As ek kan nie slaap raak dat jy my net kom wakker maak asseblief. Ek hoop julle het 'n goeie Sabbat gehad. Amen. Kom ons sluit gou ons oë. Hemelse Vader, U wys vir ons baie kere tekort in ons lewe uit in U woord. En partykeer is dit moeilik, partykeer is dit seer, partykeer is dit 'n opgewondenheid om dit raak te lees, maar U wys nooit vir ons 'n probleemarea uit sonder om ons die antwoord te gee nie. En daarvoor is ons ewig dankbaar, Here, en ek vra asseblief terwyl ons vandag na iets kyk wat so belangrik is vir ons ewige lewe, vra ons asseblief weer eens, Here, wys ons waar ons nodig het om te verander en dan dankie vir die antwoord of vir die oplossing vir die probleem. Ons sê by voorbaat dankie vir die Heilige Gees wat in ons harte gaan werk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriftuurlesing wil ek julle vra om saam met my te blaai na 1 Johannes 1. Is dit 'n skriftuurlesing as dit vir Sabbatsluiting is? Kom ons noem dit 'n skriftuurlesing. In Johannes 1 vanaf vers 5 tot 7 en ons vind 'n probleem hier in die Bybel en ek hoop dat hierdie probleem nie in jou en my lewe posvat nie. Maar dit is 'n ernstige probleem en ek wil dit graag met julle deel. Johannes sê vir ons die volgende in vers 5. En dit is die verkondiging dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. Johannes sê dis iets wat ons self gehoor het en nou met julle deel. God is lig en geen duisternis is in hom nie. God is lig en geen duisternis is in hom nie. En dan vers 6, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Baie interessant dat dit sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het. So daar's 'n kans dat ek gemeenskap met God het in ons gedagtes, ons dink ons is okay, maar ons is in duisternis en daai duisternis, as ons dan sê ons het gemeenskap met God, beteken dit ons lieg en ons doen nie die waarheid nie. Dit is baie, baie harde woorde. En dan vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En baie interessant, en die bloed van Jesus Christus, sy seun reinig ons van alle sonde. So iets te doen met in hierdie lig wees, en nie in die duisternis wees nie, het te doen met Jesus wat ons gaan heilig maak ook. En dis toe dat ek vir die Here vra, Here, maar wat is hierdie lig? Ek sal graag wil weet, wat is hierdie lig, want ek glo nie een van ons wil graag dink ons het gemeenskap met God, maar eintlik loop ons in donkerte rond. En toe neem die Bybel my na Matteus 6 toe. En baie interessant tel Matteus 6 op dieselfde trant gaan hy voort. Matteus 6 vers 22 en 23. Dit sê in vers 22, die lamp van die liggaam is die oog. En as dit praat van die oog, dan praat dit nie van jou letterlike oog nie, dis die persepsie, jou verstaan. Dit sê, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog of jou persepsie, jou verstaan, dan reg is, dan sal jou hele liggaam verlig wees. En dis waar ons wil wees, want dit is waar Jesus is. Maar vers 23, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkertyd is, hoe groot is hierdie donkerheid nie? En dan sê Matteus omtrent dieselfde as Johannes, dat daar's 'n kans dat ek dink ek lewe in die lig,
maar eintlik is ek in donkerte. En dan vra hy, hoe donker is daai donkerte? Met ander woorde, hoe verleidend is donkerte, dat dit jou kan laat loop in die lig, of jy dink jy loop in die lig, maar jy is eintlik in die donkerte. Onthou, Johannes het vir ons gesê, in daai geval, lieg jy en jy het nie regtig gemeenskap met God nie. En toe wil ek nou regtig weet, Here, nou gaan jy vir my moet sê asseblief, wat is hierdie lig en wat is hierdie donkerte? En Johannes antwoord dan sy eie gedagte in net die volgende hoofstuk, 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 en ons gaan kyk vanaf vers 7 tot en met vers 11. En Johannes skryf dan, broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. So, Johannes sê, dis nie iets wat God nou ewe skielik uitgedink het nie. Dis iets wat nog altyd van krag was. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het, en tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle. So met ander woorde, dis nie vir ons, want of ons weet dit nie, of ons verstaan dit nie, of ons wil dit nie deel maak vir ons lewe nie, maar ten spyte daarvan, dis nie iets niets in die wêreld nie. Dit gaan dan aan, die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn reeds. En dan vers 9, hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in duisternis tot nou toe. Hy wat sy broer lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. En dan vers 11, wat aansluit by Matteus. Maar hy wat sy broer haat, is in die duisternis, en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Johannes is besig om vir ons 'n baie ernstige probleem wakker te maak in ons gedagtegang. Hy is besig om vir ons te sê, dat ek en jy het die gevaar, dat ons Christene kan wees, en ons self Christene noem, maar eintlik nie lewe soos jy nie. En dat ons dink ons is okay, as ons 'n sekere manier dink, maar ons is eintlik nie okay nie, want eintlik is die donkerte in ons so, dat dit ons mislei en ons laat dink ons is Christene. En hoekom dit belangrik is waaroor ons vanaand gesels, is die fondasie van die hemel. Die hemel lewe op selfopofferende liefde. Die fondasie van die hemel is dat jy vir my belangriker is as ek myself. En as ek nie volgens daai standaard lewe nie, gaan ek 'n vals noot in die hemel wees. En daarom is dit belangrik dat ons vanaand daarna kyk, maar dis moeilik. Want 'n mens kry regtig horrible mense daar buite. Kom ons wees nou maar eerlik. Mens kry mense wat verskriklike slegte dinge doen. Mens dink nou maar aan iemand wat kinders molesteer. Ons dink aan iemand wat 'n vrou verkrag. Ons dink aan iemand wat totaal geheel en al jou reputasie of jou goeie naam deur die modder kan sleep. Ons dink aan mense wat kan moord pleeg vir geen rede nie. En sulke mense is daar buite en dan vra mense die vraag, Here, is jy ernstig as jy vir my sê dat ek moet lief hê? Dat ek self sulke mense moet lief hê? En dan sê die Bybel vir ons, ja, en dan vra ek vir die Here, maar hoe werk dit dat jy van my verwag om vir so iemand lief te wees? Dit klink so bietjie vergaande. Dit klink amper onmoontlik. En ek wil vandag met julle miskien 'n ander gedagte deel wat ons kan help met hierdie probleem. Kinders word groot om ek en jy te word. Hulle word groot om die persoon langs jou of voor jou te word, en hulle word groot om die mense daar buite te word. En die tyd wat in elke jong kind se lewe belê word, of die manier waarop daai tyd belê word, beïnvloed die manier waarop die mens dan groot word, maar nie net hoe hy groot word nie, hoe hy dan optree ook. Dink 'n oomblik op hierdie na, as ons daarna kyk, wat is ons persepsie van God as ons na mekaar kyk? Almal van ons het een of ander verhoudings aan ons groot geword het. As ek vanaand vir jou sê, gesinslewe. Vir party van julle gaan julle 'n glimlag op die gesig kry,
En jy gaan 'n warm gevoel in die hart kry. Jy gaan miskien dink aan die tye wat jy en jou ma op die bed gesit het, en miskien daai eerste verhouding bespreek het. Jy gaan dink miskien aan die tye wat jy en pa in die bakkie gery het, en oor ernstige dinge van die lewe gepraat het. En jy gaan terugdink en jy gaan 'n lekker gevoel in jou hart hê. Maar vir baie ander, wanneer ons sê gesinslewe, kom daar 'n oomblik van hartseer of van vrees of selfs van seer oor so 'n persoon se gesig. Vir hom was daar miskien 'n ouer wat vir hom vertel het, hy sal nooit nêrens in die lewe kan kom nie. Vir hom was daar miskien 'n ouer wat aan hom geslaan het en hom aangerand het of hom gehanteer het asof hy onnosel is. En hierdie verhoudingsdinamika word dan die poel van ondervindings waaruit ek my identiteit skep. En hoe meer dit waar word in jou gedrag, met ander woorde, as iemand die hele tyd vir jou sê, maar jy's onnosel, gaan jy naderhand begin optree asof jy onnosel is. En hoe meer jy optree asof jy onnosel is, hoe meer gaan mense dan vir jou sê, maar wag so 'n bietjie, kyk, ek het julle mos gesê, daar's iets fout met daai persoon. En so jou gedrag begin dan bevestig wat mense van jou sê. En wanneer jy dit hoor, dan begin jy net dink, maar wag so 'n bietjie, daar's nog mense wat dink ek is onnosel. En ons besef nie dat dit selfs van baba dae af begin. Party babas word groot in 'n huis waar mamma en pappa hulle vashou en vir hulle glimlag en spesiale geluide maak en daai taal praat wat net 'n mamma of 'n pappa praat, want as enigiemand anders dit hoor, dan dink hulle daar's fout met jou. Maar daai woordjies van koer wat 'n mens gebruik, en baba weet onmiddellik hy's gelief en hy's warm en hy's op 'n plek van veiligheid. Maar dan is daar ander babas wat groot word in 'n plek waar daar geskree word en baba geskit word en miskien op die bed neergegooi word want ma is so moeg vir die gehuil en die geskree. En sonder dat ons dit weet, reageer baba nie op woorde nie, maar hy reageer op aksies en op liggaamstaal. En van onmiddellike baba daar af weet hy of hy's geliefd of hy weet daar's iets fout met my. Iets is nie lekker hier nie, ek is nie veilig hier nie. Hier is 'n probleem. En hoe meer dit met jou gebeur, weet ons dat neuroweë begin vorm, die white patches begin vorm, en wanneer dit bevestig word, word dit al hoe duideliker by jou, of ek is spesiaal, of ek is 'n gemors, en ek is niks werd nie. En wat dit dan nou erger maak, is daar snellers wat gekonnekteer aan dit word. Met ander woorde, jy mag as klein seentjie miskien saam met pappa in die garage gewerk het, hy is besig om te werk, en jy het 'n stukkie hout daar, en jy slaan spykers in met 'n hamer, en jy doen iets verkeerd, en jou pa klap jou teen jou kop, en hy sê vir jou, ek het vir jou gesê, wees versigtig. En in die agtergrond op die radio speel 'n liedjie. En sonder dat jy dit besef, word die emosie gekonnekteer aan die gevoel of die ervaring wat jy nou net meegehad het. En baie jare later kan jy in die winkel instap, normaal, goeiedag, en sonder dat jy dit besef, speel daai selfde liedjie in die winkel. En ewe skielik sneller daar emosies in jou, wat van ergens af kom. En jou hele dag is omgekrap, en jy is kwaad, en jy is ongelukkig, en jy seer, en jy hanteer die lewe en almal om jou net verkeerd. En jy weet partykeer selfs nie eers waarom dit gebeur het nie. Ons is almal 'n bietjie stikkend, en sommige sal dit miskien beter kan wegsteek as ander, maar een of ander fisio-emosionele vlak is ons almal gebreek. En die Bybel stem saam daarmee. Jesaja 1 vers 5 tot 6 sê die volgende: Waarom wil julle nog geslaan word? En hou julle vol met julle onversetlikheid. Elke kop is siek en elke hart is swak. En dan vers 6, van die voetsool tot die kop is daar geen gesonde plek nie, net hale en kneusplekke en oop wonde. Dit is nie gedreineer of verbind of versorg met olie nie. En Jesaja sê vir ons is siek, ons is stikkend, ons is seer, en ons is vol wonde. En uit hierdie wonde lewe ons daagliks ons identiteit. Maar dit is maklik as dit jou wonde is om nog versagtende omstandighede te soek. Maar as dit iemand anders se wonde is, daai persoon wat Sabbat kerk toe kom, wat jy vir die Here sê, Here, weet jy, ek wens hierdie ou wil by die huis bly. Hy kom krap my Sabbat atmosfeer om, krap hy om, en ek wens hy was nie by die kerk nie. Het is moeiliker om jou gedagtes te pyl by versagtende omstandighede vir daai persoon.
Maar die Bybel praat hier van twee verskillende wonde, wonde wat in twee dinge verdeel kan word. Die eerste ene word genoem oortredingswonde of wounds of violations. Nou dit is wonde van dinge wat vir jou gedoen moes geword het wat nooit gedoen was nie. Nee, ekskuus, ek het dit andersom. Dis dinge wat aan jou gedoen is en dit moes nooit aan jou gedoen gewees het nie. Met ander woorde, mense het jou met woorde stikkend gemaak en seer gemaak. Mense het jou fisies mishandel. Mense het jou gemerk en jou dan daarna verag as iets. Mense wat jou aan die buitekant van sosiale kringe plaas en jou waardeloos laat voel. Mense wat jou miskien laat voel asof jy nooit op iets sou neerkom, of dat jy enige talent of enige mooi in jou het nie. Mense wat jy dalk seksueel aangerand het of mishandel het. Dis dinge wat aan jou gedoen was, wat net nooit aan enige mens gedoen moes word nie. En daai wonde, en die snellers, en die emosie, en alles voer in op jou gedrag. En daardie gedrag word naderhand jou identiteit, en hoe meer jy daarin lewe, hoe meer word dit bevestig, en hoe meer sê mense, maar kyk, dis is reg, dis wie daai persoon is. Die ander wonde is faktiewe wonde of wonde van vacancies. Dis weer dinge wat moes gedoen gewees het, maar niemand het ooit die moeite gedoen om dit met jou te doen nie. Die afwesigheid van 'n vader of 'n moeder. By geboorte moes ons almal bevestig word en ervaar word deur 'n liefdevolle glimlag of woorde of 'n toon of gebaar en dis net nooit vir jou gegee nie. Ons moes dalk woorde gehoor het soos jy's mooi of jy's slim of ek is so bly jy's my dogter of my seun. Ek is so bly jy's my kind. Jy moes dalk die woorde gehoor het, weet jy wat, jy kan enigiets in die lewe word. Ons ondersteun jou. Of jy dalk 'n fout gemaak en daar was niemand wat vir jou gesê het, hey man, almal maak foute. Kom, ek kom en ek knie langs jou en ons kyk hoe kan ons hierdie ding regmaak. En ons probeer weer. Dis dinge wat vir jou moes gegee gewees het wat nooit vir jou gegee is nie. En ons word in hierdie lewe gebore en hierdie dinge gebeur met ons en ons sosiale omgewing rondom ons begin naderhand bydra tot dit, ons onderwysers, ons vriende by die skool, totdat dit naderhand 'n poel word waaruit jy jou identiteit vind. En 99,9% mense lewe uit hierdie poel. Of positief of negatief, maar 99% negatief. Hierdie vacancies en violations maak van my 'n persoon wat baie keer dinge doen wat nie aanvaarbaar is nie. Wat baie keer dinge doen wat my afstootlik maak. Wat baie keer dinge doen wat my nie in die samelewing laat aanpas nie. En dis asof God vir ons probeer sê in sy woord, ons moet begin besef dat 99% van die wêreld is vandag besig om rond te loop met wonde van vacancies en violations. Is besig om te reageer uit plekke van stikkend en van seer. En ons tema sê voorwaarts en God roep ons, en ons gaan afsluit met die volgende Bybelgedeelte. God roep ons in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 21 sê hy vir ons voorwaarts word 'n ambassadeur. Nou wat is 'n ambassadeur? 'n Ambassadeur is, weet ons almal, is wanneer jy van een land jou land gaan verteenwoordig in 'n ander land. Maar ek begin vra en wonder of ons dink ons is wêreldlinge wat die ambassadeurs in die hemel moet gaan wees. Eerder as wat ons 'n hemelse familie het en ons is moet ambassadeurs op die aarde wees. En die vraag wat ek vra is, die Here roep ons om ambassadeurs te wees in die bediening van versoening. En ons sluit af met die volgende vers en ons gaan na vers vir vers kyk. En dan gaan ons sien, hoekom is dit so belangrik dat ons saam met Johannes verstaan dat as ek sê ek haat iemand, as ek iemand met nait in my hart of met haat in my hart hanteer, dan kan ek nie sê ek is 'n Christen nie. Want Jesus is lig en daar's geen donkerte in hom nie. En daai lig is selfopofferende liefde. 'n Liefde wat iemand altyd eerste stel. En ons gaan nou na hierdie verse kyk, want daar is baie diepte in hierdie verse. En hy sê vir ons, as jy saam met my wil hemel toe gaan, as jy in die lig wil beweeg waar daar geen donkerte is nie, en jy sê jy haat iemand, of jy het nait teenoor iemand, of jy het lelike gevoelens teenoor iemand, dan kan jy nie saam met my in die lig beweeg nie.
En dan wil ek vir jou sê, my kind, daar's 'n moontlikheid dat daar 'n donkerte is in jou, wat jou so mislei, dat jy dink jy's deel van my familie, maar jy het 'n probleem. En dit is wat die Here vir ons wil uitstuur, en soos ons gebid het, die Here gee nooit vir ons 'n probleem, of wys vir ons 'n ding uit, wat ons nie 'n antwoord voor in die Bybel het nie. So ons steek maar voorwaarts, en hy roep ons voorwaarts om ambassadeurs te word. Vers 14 van 2 Korintiërs 5 sê die volgende: Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. Hierdie liefde dring ons, dit spoor ons aan, dit vuur ons aan. Nou die beste voorbeeld wat ek kan dink is, as jy en jou vrou by 'n sosiale gebeurtenis is, en sy staan by die dames en gesels, en jy staan miskien by die vuur en gesels, en sy kyk vir jou, en sy glimlag vir jou, en sy knip oog vir jou. Onmiddellik, sonder om daaraan te dink, ek hoop, sonder om daaraan te dink, glimlag jy terug. En dan kom 'n warm gevoel in jou hart op, want dis my vrou daai, ek is lief vir haar. En sy glimlag vir my, en ek kan haar liefde vir my voel, en ek hoef nie te dink om vir haar terug lief te wees nie. Dit kom net outomaties. Dit stoot net in my op. En die Here sê vir ons dat my liefde dring jou om daai selfde gevoel te hê. Wanneer jy my sien vir jou glimlag, wanneer jy vir my sien vir jou omgee, wanneer jy vir my sien vir jou spesiaal wees, onmiddellik in jou kom daar iets op wat sê, ek wil by hierdie persoon wees. Ek hou van hierdie persoon is mooi. En sonder dat jy besef of daaroor hoef te dink, of te beplan, of te reageer, begin jou hart vir God soek. Daar's 'n aantrekking. So wanneer ek en jy die wêreld, wat in nie altyd dit verdien nie, nie altyd reg is nie, sonder kondemnasie begin lief word, ontwikkel en spoor dit spontane liefde in daai mense se harte wakker. Dis hoe dit ontwerp is. Dat wanneer jy iemand met 'n liefde hanteer, wat hy nie verstaan of ken nie, maak dit iets in sy hart wakker. Want ek is so gewoond dat as ek droog maak jy na my hap of klap of byt, dat die dag wat iemand dit nie doen nie, en vir my liefde wys, is dit, wag so 'n bietjie, wat gaan nie aan? Iets is anders, iets is fout. En daarom sê vers 14, dat daai liefde wat ek by Jesus ervaar, dring my en spoor my aan om vir hom lief te raak, maar nie net vir hom nie, ook daardie liefde dan na ander mense uit te dra. Vers 15 sê dan die volgende: En hy het vir my, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Wanneer hierdie lig aangaan, wanneer ons begin besef dat ten spyte van my foute, het ek 'n kans. Iemand is lief vir my. Iemand dink ek is spesiaal. Iemand dink ek is mooi. God aanvaar my soos wat ek is. Ek is belangrik vir hom. I belong. Die oomblik wat dit gebeur, begin ek anders te lewe. Ek lewe nou nie meer vir myself nie. Ek begin nou vir God lewe. En wat wil God van my hê? Hy wil van my hê en vir my sê, daar's 'n persoon daar buite wat nie besef ek dink hy's mooi nie. Hy wil vir my vra, hierdie liefde in my hart wil ek hê, jy moet vir hom gaan wys. Daar's mense daar buite wat lewe en weet dat daar is niks vir hulle wat die moeite werd is nie. Daar's nie vir hulle doel nie, daar's nie vir hulle plan nie, niemand is vir hulle lief nie, en God sê, wag so 'n bietjie, dis nie waar nie. Wag so 'n bietjie, ek gaan my ambassadeur gaan haal. Hy was die naweek by Limpopo kampvergadering en hy het besluit, ek gaan voorwaarts as 'n ambassadeur. Ek gaan hom gaan haal, want hierdie kind van my het nodig om dit te ervaar, nodig om dit te weet, nodig om dit te voel. En dan gaan vers 16 en dit sê vir ons 'n baie belangrike ding. Dit sê vir ons beoordeel dus van nou af niemands meer volgens die menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens die menslike maatstaf beoordeel, nou oordeel ons hom nie meer so nie. En Paulus sê, daar was 'n tyd wat ek en jy nie besef het dat God vir ons lief is nie. Daar was 'n tyd voordat jy God leer ken het, wat jy ook soos die wêreld gedink het, maar wag so 'n bietjie, hierdie God sit net reg en wag laat ek droog maak, sodat hy my kan voeter.
Of hierdie God het 'n lysie van al die dinge wat ek eers moet reg doen, voordat ek vir hom aanvaarbaar is. Of hierdie God is 'n God wat wag dat ek droog maak, sodat hy vir almal kan wys, maar ek het julle mos gesê. En Johannes 8 in die Bybel sê vir my, dat God het langs daai owerspelige vrou gekniel, halfkaal, skaam, uitgevang, en vir haar gesê, ek veroordeel jou nie. Hy het nie haar sonde goed gepraat nie, want net daarna sê hy vir haar, gaan en sondig nie meer nie. God kan nie sonde verskoon nie. Hy is God. Maar hy het eers vir haar gesê, ek veroordeel jou nie meer nie. En ons moet versigtig wees, ek is nie vanaand besig om te sê, dat ons moet sonde goed praat nie. Ons weet waarheen God ons wil neem, ons weet wat God se standaard is, en ons weet ons moet volgens hierdie standaard leef. Wat ek probeer sê, is 99% van die mense, sê Jesaja, het wonde van sy voetsool tot sy kop, en hy is so stikkend en so seer, en hy is besig om in hierdie pool van violations en vacancies te leef, dat al wat hy weet is om te reageer soos hierdie horrible mens. En hy het iemand nodig om daai liefde vir hom te konnekteer, sodat God sy hart kan oopbreek en die vuil kan skoonmaak. En nou sê God, maar julle het eens op 'n tyd gedink, ek is hierdie harde ware God, of die harde vrede God, maar nou dat julle my ken, nou oordeel julle my nie meer so nie. Met ander woorde, ek en jy begin anders te kyk na mense. Ons begin hulle nie meer met die menslike maatstaf oordeel nie, maar met God se maatstaf. Want hy is besig om my lig en my uit te lewe. En ek begin na jou kyk met ander oë. En dan kom vers 17 en sê vir ons, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou het verbygegaan, die nuwe het gekom. En hier is die moeilike deel, hier is die challenging deel, dat as jy en ek hierdie wil ter harte neem, hier is waar dit gaan moeilik raak. Sien, ons kan al die voorvereistes van Christendom kan ons aan voldoen. Ons kan Sabbat reg hou, ons kan reg eet, ons kan reg aantrek, ons kan die Bybel op die punte van ons vingers ken. Ons kan al die gebooie getrou nakom, ons kan al die kerkprogramme betrokke wees, ons kan selfs Bybelstudies gee en nog steeds die donkerste, lelikste hart op die planeet hê. Nog steeds 'n hart wat in veroordeling leef, 'n hart waarin daar naaiwer leef en 'n hart waarin daar tweedrag en veroordeling leef. En God sê, wag so bietjie. Daar's iets in Walter wat ek so mooi gesien het, of so mooi geag het, dat ek vir hom wou sterf. En wat ek wil hê jy moet doen, is jy moet na my toe kom en vir my vra, begin my wys in daardie persoon, wat het hom die moeite werd gemaak om vir hom te sterf. En ek beloof julle, wanneer ons dit begin doen, begin die Here vir jou ander dinge in daai persoon uitwys. En daai persoon wat by die kerk aangekom het, wat jy net gewens het, moet asseblief by die huis bly, iets in hom lyk anderste. En hoe meer jy daaroor dink, en hoe meer jy daaroor bid, en hoe meer jy daaroor reageer, hoe meer begin daai persoon vir jou aanvaarbaar word. Totdat jy raak sien wat hom in die eerste plek so goed en so mooi gemaak het, dat God vir hom wou sterf. Dat God hom by hom wil hê vir ewig en ewig. En wanneer ons dit begin doen, begin ons dan ambassadeurs word van hierdie liefde van Jesus. Maar ek wil net stop en sê, weer eens, dis nie maklik nie. Maar kom ons wees eerlik, jy kry horrible mense daarbey. Jy kry mense wat absoluut droog maak. Jy kry mense wat absoluut net nie eers omgee dat hulle droog maak nie. En voortgaan om dieselfde dinge oor en oor te doen, asof daar geen nagevolge whatsoever is nie. En dis maklik om na hulle te kyk, sonder om te besef uit watse pool van identiteit hulle leef. En dan gaan vers 18 tot 21, gaan ek sommer saam lees. Dit sê dan, dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Hy gee vir jou hierdie bediening, hy vra vir jou asseblief, het deel aan hierdie bediening. Vers 19, die boodskap van die versoening bestaan daarin, en hier is waaroor dit alles gaan, dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en die mense hulle oortredinge nie toegereken het nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons dan nou toevertrou.
Vers 20, ons tree op as gesande, in die ou vertalings praat hier van ambassadeurs van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep aan julle doen. Ons smeek julle, namens Christus, aanvaar die versoening wat God met aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. En dan die laaste vers 21. Christus was sonder sonde, maar hy het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Ons kry hier die werk van versoening. Ons word ambassadeurs vir God. Ons moet na mense met gebroke verhoudings gaan en help om dit te herstel. Ons moet die mure van wanvoorstelling in mense se harte teenoor God moet ons gaan afbreek met hierdie werk van versoening. Deur aan hulle prakties God en sy onvoorwaardelike liefde uit te beeld. 'n Liefde sonder veroordeling en genade. En weer eens onthou, ons praat hier met stikkende mense. Die doel van God is om hulle skoon te maak en hulle gereed te maak vir die ewigheid. Sy doel is nie om hulle vol sonde te los en dit te verskoon nie. Maar wanneer jy so stikkend en so seer is, dat jy nie eers weet wie jy is of waar jy is nie, kan jy nie op daardie oomblik vir daardie persoon sy sonde uitwys en hom verwag om dit te verander, terwyl hy nog nie eers weet wie hy is nie. Terwyl hy nog kap en byt en slaan en skeer en gryp uit 'n plek van seer. Ellen White sê vir ons die volgende: die kragtigste getuie van 'n blywende, wedergebore kind van God is die teenwoordigheid van liefde vir sy broer of sy suster. Dit is die uitvoer van hierdie liefde op 'n daaglikse wyse. Hierdie is die grootste en sterkste getuienis en guns van Christendom en sal ongetwyfeld siele wen na die waarheid. 'n Ware kind van God is verbind met ander en met Christus. Hulle is een deur Christus en God. Neem 'n oomblik vanaand om vir jouself te vra: Here, ek wil hê jy moet met my hart iets uitpraat. As Jesus ons voorbeeld sonder enige sonde bereid was om jou en my sonde te vat en dit vir ons sy vrystelling te gee. En as dit net daar gestop het, sou dit miskien nog 'n gekei gewees het. Maar nou reageer ek en jy nog teenoor hierdie groot geskenk met rebellie en vyandigheid en ons draai ons rug op God en ons wil nie eers na hom luister nie. So eerstens vat hy jou sonde en hy gee vir jou sy nuwe lewe wat hy gekoop het. En dan reageer jy nog in rebellie en vyandigheid. En as God dan nog steeds langs jou kom kniel en vir jou kan sê, weet jy wat, Walter, ek's lief vir jou. Jy's okay, jy's mooi, jy's spesiaal. Ek wil jou by my hê. As jy my net 'n halwe kans gee, gaan ek jou onherroepelik verander. Ek soek jou by my. As hy dit vir my kan doen, dan wil ek vanaand vir elkeen van ons vra, wie gee jou en my die reg om dit nie vir iemand anders te doen nie? Wie gee jou en my die reg om ons rug te draai op die werk van versoening? God roep jou en my vanaand om ambassadeurs van versoening te wees. En onthou, ek het begin deur om te sê, dis 'n moeilike werk wat die Here vir ons vra. En soms vra die Here van ons dinge wat jy wil, Here, ek dink jy moet eerder die ou hier langs my vra. Maar hy vra dit van elkeen van ons. Hy vra van jou om voorwaarts te gaan as 'n ambassadeur. En as ons nie bereid is om te doen nie en ons hou aan om voor te gee, om in die voorste gestoeltes van die kerk te staan, dan sê Johannes reguit vir ons, jy lieg, jy het nie gemeenskap met God nie. En die donkerte in ons het ons so verblind dat ons is mislei. En so ek vra vanaand vir elkeen van ons, en ek sien nie ek het hierdie reg gekry nie. Het is vir my verskriklik moeilik met sekere mense om hierdie te kan toepas. Want jy kry regtig horrible mense. Maar as ons hierdie nie gaan regkry nie, gaan ons nie die ewigheid sien nie, want ons gaan nie kan aanpas nie, man. Ons gaan met ons veroordelende en vooroordele liggaamstaal en houdings gaan ons nie die ewigheid maak nie. En so ek sluit af met die volgende vraag: is jy vandag bereid om voorwaarts te gaan en te sê, hier is ek, Here, gebruik my as 'n ambassadeur? En as jy is, wil ek jou vra om saam met my te staan terwyl ons afsluit met ons slotgebed.
Hemelse Vader, Here, U weet dat U hierdie boodskap vir my geskryf het. U het hierdie boodskap vir my gegee, eerstens vir my hart. U weet dat daar is dinge in hierdie wêreld en in hierdie land van ons waarmee ek regtig sukkel. Daar's mense wat se gedrag en aksies my werklik druk om hierdie boodskap nie te wil aanvaar nie. Maar Here, ek wil graag soos U wees, ek wil graag in die lig wandel, en ek vra Here, ek kan nie vir iemand vanaand in hierdie saal bid nie, ek bid vir myself en ek vra Here, asseblief, ek wil 'n ambassadeur van daai versoening wees. Leer my om te verstaan die stikkend en die seer waaruit ander mense leef, wat miskien die agtergrond is wat hulle die mense gemaak het wat hulle is. Here, leer my om te besef dat U oordeel my anders en daarom moet ek anders te oordeel. Here, wees lief vir my, wys vir my hoe spesiaal ek vir U is, glimlag vir my van die ander kant van die saal, sodat dit outomaties in my groei. En dryf my dan, dring my dan, vuur my dan aan, om hierdie versoening na ander mense uit te neem. Ons vra vanaand, Here, ons wil voorwaarts as U ambassadeurs. En ons sê dankie dat U vir ons die kans genou voor die ewigheid om te oefen en te werk daaraan op moeilike maniere, sodat ons gereed kan wees om saam met U in die hemel te wees. En dankie daarvoor, Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.